Gedig 8, Ek het 'n huisie by die see, deur H.A. Fagan. Dit is ook 'n bekende liedjie, wat gesing word deur Lorika Raug, so julle kan gerus na die liedjie ook luister. Sy naam is dieselfde, Ek het 'n huisie by die see. Kom ons spring in. Die titel van hierdie gedig sê vir ons presies waaroor dit gaan. Dit verwys na die spreker se huisie by die see. Ons het 'n eerste persoonsverteller of 'n ek-spreker. Huisie is die verkleinwoord en die funksie daarvan is tweeledig. Letterlik kan dit beteken die huisie is klein. Figuurlik kan dit beteken die huisie is weerloos, which is vulnerable, teen die storm van die see. So it's vulnerable towards the storm on the sea. Dit kan ook gesien word as 'n liefkosing, as a love word, for example, my liefie. So when we refer to something that we really love, we put it in the verkleinwoord. Die tema van hierdie gedig is dat geloof die rots is waarop ons lewe moet bou. Faith is the rock on which we should build our lives. 'n Belangrike ding in hierdie gedig is die intertekstualiteit, the intertext, right? So the word tells us that it is something between texts. Dit is wanneer gedigte verwys na tekste wat reeds bestaan. In hierdie gedig is die Christelike Bybel 'n interteks. Die gedig is gebaseer op 'n gelykenis in die Bybel, a parable in the Bible. And the parable goes like this: Die dwaase man het sy huis op sand gebou. The unwise man built his house on sand. Die wyse man het sy huis op 'n rots gebou. The wise man built his house on a rock. Toe die storm kom, is die huis wat op die sand gebou is, vernietig. So when the storm came, the house that was built on the sand was destroyed, but the house that was built on the rock lasted. Dus, mense wat Christus as fondament het, sal die storms van die lewe kan trotseer. Reg, die uiterlike bou van hierdie gedig, dit is 'n Engelse sonnet. So die sonnet het nog steeds 14 versreëls. En in 'n Engelse sonnet kry ons 2 strofes soos in hierdie gedig. Strofe 1 bestaan uit 12 versreëls en dit is 3 kwatryne. En onthou 3 kwatryne beteken elkeen bestaan uit 4 versreëls. In kwatryn 1 en 2 kry ons 'n beskrywing van die storm buite die huis. A description of the storm outside of the house. In kwatryn 3 kry ons 'n beskrywing van die storm binne in die huis, of tydens die storm binne in die huis. So while the storm is going on outside, it shows us what it looks like inside. Strofe 2 het dan 2 versreëls en ons noem dit 'n couplet. Dit is die eindcouplet because it stands at the end, and in this case it is an invitation, 'n uitnodiging. And in this specific poem, it almost becomes a challenge. Die rymskema van die gedig, in die 3 kwatryne kry ons omarmde rym, wat A, B, B, A, A, C, C, A en D, E, E, D is, en dan in die couplet het ons eindrym B, B. Kom ons gaan kyk nou, hoe lyk die gedig? Ek het 'n huisie by die see, dis nag.
Ek hoor aan een die golwe slaan, teen aan die rots waarop my huisie staan, met al die oseane se woeste krag. Reg, waar is hierdie spreker se huisie? By die see. Goed, dit sê vir ons verder, dis nag, so it is in the night, en dit is met ander woorde donker. It is dark. And you can imagine being in a storm inside a house in the darkness. It makes it more scary because everything seems louder. Reg. Ons kry hier herhaling aan een. Dit beklemtoon hoe die golwe aanhoudend teen die rotse slaan. So it tells us that the waves, die golwe or the waves, continually splashing and hitting against the rocks. Teen aan die rots, okay, against the rock, waarop my huisie staan. So this little house is built on a rock. Met ander woorde, dit is 'n stewige fondasie. The foundation is secure. Oseane, oceaan, is 'n ander woord vir see. Let me just give you the singular as well. Oseaan equals see. Se woeste krag, the fierce power of this storm. In other words, dit is 'n baie intense storm wat ons buite hierdie huisie hoor. Nog steeds buite die huisie, wat hoor hy nou? Ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag, soos van verlore siele in hul nood. Al dwaalend, klagend, wat in graf en dood geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag. So hier hoor ons 3 dinge wat die wind doen. Die wind huil, cries, kreun, which is groan, en klag is moan. En hierdie is natuurlik alles personifikasie, want die wind kan nie regtig soos 'n mens huil nie. Die aandagstreep hier beklemtoon die woorde wat volg. Met ander woorde, dis nie net huil nie. It's even worse than just crying. It is moaning and it is groaning. Right outside this little house. En dit is wat die winde doen. Huil, kreun en klag. Soos van verlore siele in hul nood. Nou verlore siele are lost souls. And these are people that have already died. So dit is mense wat al dood is. Dit is ook 'n vergelyking, want daar kry ons die soos. So die winde klink soos verlore siele in hul nood. They need something. What is it that they need? We don't know yet. Hulle is al dwaalend, so they are wandering. Hulle is klagend, they are moaning. Wat in graf en dood, so in grave and in death, geen rus kon vind nie. They couldn't find rest in grave or death, maar nog soek en smag. So they are still seeking, they are still looking for, en smag means longing for. So they are longing and seeking this rest
that they couldn't find. So woorde wat hierdie verlore siele beskryf, is dwalend en klagend. Hulle kan geen rus vind nie. Hulle soek, hulle smag, they long for. En waarna soek en smag hulle om rustig te wees. Reg. In kwatryn 3 sien ons nou hoe dit binne in die spreker se huisie gaan. My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite. Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite. Hier binne is dit veilig, warm en dig. So binne-in my vuurtjie brand, so the fire creates warmth, dit gee warmte, en die kersie, the candle, gives light. So, in contrast to the dark and the cold in the first stanza, in the first kwatryn, het ons nou warmte en lig binne in hierdie huisie. Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite. Dit is die klank wat die wind maak. The sound that the storm makes outside. Ek hoor hoe ruk die winde. So the wind isn't merely blowing. He doesn't just hear the wind howling outside. He also hears how it physically shakes the windows of this little house. Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite. Dit gee vir ons die aggressie, the aggression of the wind. So die kontras wat ons hier kry, want kyk in reël 12, hier binne, inside, is dit veilig, it is safe, it is warm, dis warm, en dis dig, it is tightly closed. So buite is dit onveilig, it's unsafe, dis koud, en dis donker. Maar binne in die spreker se huisie is dit beskut, which means it's safe, dis veilig, another word for beskut, dis warm, en daar is lig binne in hierdie huisie. En omdat die spreker so veilig voel binne in sy huisie, kry hy dit dan reg om 'n uitnodiging te gee aan hierdie storm wat hier buite gebeur. Let's look at this challenge. In die eindcouplet sê hy, kom nag, kom weer en wind, kom oseaan, dit is 'n rots waarop my huisie staan. So, the speaker is very sure of himself. Die herhaling wat ons hier kry, kom nag, kom weer en wind, kom oseaan, die spreker is vreesloos, without fear. And that is why this almost becomes more of a challenge than an invitation. Reg, kom en skryf net hier vir julle uitnodiging. He invites the night, the weather, the wind and the ocean to come and almost attack him inside his house. En dan kry ons hierdie aandagstreep hierso. Dit beklemtoon die volgende reël wat kom, wat vir ons sê, dit is 'n rots waarop my huisie staan. Dit gee vir hom selfvertroue, self-confidence, because he is safe in his house. Hierdie uitnodiging gee hy aan die natuurelemente, the elements of nature,
Ons kry ook die K-alliterasie, kom nag, kom weer en wind, kom oseaan, en selfs hierdie weer en wind. Reg, dit is 'n rots waarop my huisie staan. So the speaker basically invites or challenges these elements of nature to come and attack him because he has the self-confidence of being inside his house where it is safe and warm and light. Thank you.